Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan oninbare skulde en oninbare skulde verhaal. Ontvang R300 as 'n finale betaling van 40 sent in die rand. Die skuld is 100%. Ons ontvang slegs 40% van die uitstaande skuld. Daarom moet 60% afgeskryf word as oninbare skuld. Die bedrag wat gegee is die bedrag wat ontvang is. Solangs die woord ontvang dui ons aan dat die 40% wat ons ontvang het, gelyk is aan R300. As ons die oninbare skulde wil bereken, wil ons die 60 bereken, gedeel deur die een wat ons ken, die 40, maal 300 en dit gee vir my R450. As ons die totale skuld wil bereken, wil ons weet hoeveel is die 100%, gedeel deur die een wat ons ken, 40, maal met 300 en dit gee vir my R750. Ontvang 40 sent in die rand as 'n betaling van die skuld van 300. Die skuld is nog steeds totaal 100%, ontvang 40, oninbare skuld 60. Nou word die skuld gegee, solangs die 100% dui ons aan dat die totale skuld gelyk is aan 300. Die bedrag ontvang, die persentasie wat ons wil hê, 40, gedeel deur die 100 wat ons ken, maal 300, gee vir my 120. As ons die oninbare skuld wil bereken, 60 wat ons wil hê, op die 100 wat ons ken, maal 300, gee vir my 180. Mens kan hieruit sien dat dit baie belangrik is om te bepaal of die bedrag ontvang gegee word en of die skuld gegee word. As die verkeerde berekening gedoen word, sal die bedrag heeltemal verkeerd wees, want ons kan hierso sien dat die oninbare skuld in die boonste geval gelyk is aan 450 en by die tweede voorbeeld is die oninbare skuld gelyk aan 180. Ons moet dus altyd bepaal of die bedrag ontvang of die skuld gegee is. Marnus Handelaars het op 31 Maart besluit om die skuld van 400 van Marley Steyn as oninbaar af te skryf, want sy kan nie opgespoor word nie. Debiteure kontrole het 'n debietsaldo. As ons die skuld wil afskryf, gaan ons debiteure kontrole krediteer om die bate aan die kredietkant te verminder. En ons gaan 'n uitgawe skep wat vermeerder aan die debietkant oninbare skulde. Op 15 Mei ontvang Marnus Handelaars 'n finale betaling van 25 sent in die rand uit die insolvente boedel van Marley Steyn. Van die totale skuld van 100% wat gelyk was aan R400, ontvang die besigheid 25%, dit beteken R100 word ontvang. Die geld in die bank maak die bates meer met 100 en ons gaan oninbare skulde verhaal krediteer wat 'n inkomste is en inkomstes vermeerder aan die kredietkant. As ons die skuld een keer afgeskryf het, kan ons nooit weer in die persoon se rekening 'n inskrywing voltooi nie, want die persoon se rekening word gesluit. As ons die R100 in die debiteure kontrole aan die kredietkant aangeteken het, beteken dit ek het 'n krediteur geskep, dan moet ek die geld weer terugbetaal. So ons wil nie dit doen nie. Ons wil wys dat daar 'n inkomste is wat ons winste sal meer maak, want toe ons oninbare skuld afgeskryf het, het ons 'n uitgawe geskep wat ons inkomstes minder gemaak het. Oninbare skulduitgawe vermeerder aan die debietkant, dit maak winste minder, so die ekwiteit verminder. Debiteure kontrole word gekrediteer om bates aan die kredietkant te verminder. Die inskrywing word in die algemene joernaal aangeteken en 'n joernaalomskrywing word voltooi. Die bankrekening word gedebiteer met die geld wat ontvang is en die bates vermeerder met R100. Oninbare skulde verhaal wat 'n inkomste is, word gekrediteer wat winste vermeerder, so ekwiteit sal vermeerder. Wanneer die geld ontvang word, reik ons 'n kwitansie uit as bewys van betaling
en dit word in die kontantontvangste joernaal aangeteken. Lisette is insolvent. Marnus handelaars ontvang 'n finale betaling van 35 sent in die rand van haar uitstaande skuld van 700. Die totale skuld is 100%, slegs 35% van die skuld word ontvang en 65% van die skuld moet afgeskryf word. Die skuld is gegee, so die 100% skuld is gelyk aan R700. As ons wil weet hoeveel is die bedrag wat ons wil ontvang, die bedrag wat ons wil bereken, 35, gedeel deur die bedrag wat ons ken, 100, maal met 700 en dit gee vir my R245. As ons die oninbare skuld wil bereken, die bedrag wat ons wil weet, 65, gedeel deur die persentasie wat ons ken, 100, maal met 700 en dit gee vir my R455. Die debiteure kontrole sal verminder word met die totale bedrag van R700. Die bank vermeerder met die bedrag geld wat ontvang is R245 en 'n uitgawe vir oninbare skuld word geskep wat gedebiteer word met R455. Bank word gedebiteer om bates te vermeerder met die geld wat ontvang is. Debiteure kontrole word gekrediteer om bates te verminder, want die debiteure skuld nie meer die geld nie. 'n Kwitansie is uitgereik as bewys van betaling en die inskrywing is in die KOJ voltooi. Oninbare skulde is gedebiteer want uitgawes vermeerder aan die debietkant. Uitgawes verminder, winste so ekwiteit verminder met R455. Debiteure kontrole verminder die bate met R455. Die oninbare skuld word afgeskryf in die algemene joernaal en my brondokument sal 'n joernaalomskrywing wees. Lisette is insolvent verklaar, ontvang 700 as 'n finale betaling van 35 sent in die rand. Die totale skuld is 100%, slegs 35% van die skuld word ontvang en die oninbare skuld wat afgeskryf moet word is 65%. Die bedrag wat gegee is die bedrag wat ontvang word, so die 35% wat ons ontvang is gelyk aan R700. As ons die oninbare skuld wil bereken, die persentasie wat ek wil weet, 65, gedeel deur die persentasie wat ek ken, 35, maal 700 en dit gee vir my R1300. Die debiteure het 'n debietsaldo van 2000. Ons sal die debiteure verminder met die totale R2000. Bank wat 'n bate is vermeerder met die R700 wat ontvang is en 'n uitgawe vermeerder met R1300 wat die winste sal verminder. Bank vermeerder bates aan die debietkant met 700, debiteure kontrole verminder bates met 700, 'n kwitansie is uitgereik en dit is in die kontantontvangste joernaal aangeteken. Oninbare skulduitgawe word gedebiteer om die winste te verminder, debiteure kontrole verminder die bates. Dit word in die algemene joernaal aangeteken en 'n joernaalomskrywing word gebruik. Bepaal of die bedrag ontvang of die uitstaande skuld gegee word voor die berekening voltooi word. Die debiteure word verminder met die oninbare skulde en met die bedrag wat ontvang is om die bate te verminder. Oninbare skulde word gedebiteer om uitgawes te vermeerder. Oninbare skulde verhaal is 'n inkomste wat die winste sal vermeerder en wanneer oninbare skulde verhaal word, kan dit nooit weer in die debiteur se rekening aangeteken word nadat die rekening afgesluit is nie, want toe die oninbare skuld afgeskryf is hierdie persoon se rekening gesluit. Oninbare skulde verhaal word dus gekrediteer om inkomstes en winste te vermeerder.